Goeiemôre aan al ons pragtige mense, prys die Here man. Ek hoop julle het 'n wonderlike nagrus gehad, 'n nagrus waar julle uitgerus is, wat julle kan opstaan in Koning Jesus. Ek hoop toe julle oogies oopmaak te sê julle halleluja, prys die Here, want die Here het ons nog 'n dag bygevoeg. Is julle reg vir vandag? Lekker sonskyn, ja, is bietjie chilly, maar is 'n lekker sonskyn dag. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om weer in die naam te kan vergader, weer in die woord te kan wees, Here. Ons wil vir U baie dankie sê daarvoor. Vader, seën ons deur hierdie dag, seën ons deur hierdie woord, Here. En ek weet, Here, die een wat nou vandag na hierdie video kyk, of net na hom luister, Here, ek weet daar's een woord wat vir hom iets sal beteken, Here. Daarom vra ek, Here, seën die woord direk uit die troonkamer uit. Ek bid dit in Koning Jesus. Amen. Halleluja, prys die Here. My boetie, my sussie, ons tema, ons opskrifie vandag, dagstukkie op is, staan vas teen die leeu. Staan vas teen die leeu. Wat se leeu moet ek en jy teen vas staan? Teen die vyand. Want hy is soos 'n brullende leeu, maar hy het vergeet van die brullende leeu van Juda. Hy het vergeet van ons Jesus Christus. Hy het vergeet dat my Jesus hom reeds oorwin het aan die kruis. So kom ons kyk gou 'n bietjie wat sê hy vir ons. Hy sê in 1 Petrus 5, 'n bekende versie, hy sê 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees nugter en waaksaam, want jou teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Wow, kom ons stop gou net daarso. Is jy 'n kind van God? Is jy 'n ware wedergebore kind van God? Is jy 'n volgeling van Jesus? Nou boetie, sussie, ek vra of jou bid vandag vir die onderskeidingsgees, gees van onderskeiding. Bid vir die Here en sê, Here, ek soek nog meer en meer die gees van onderskeiding. Want dit is wat ek en jy nodig het hierson. Want jy sien my broer, my suster, die vyand kan jou niks doen tensy ek en jy dit toelaat nie. En hy is besig en hy begin hier by my en jou se mind. Ek wil al sommer weer weghardloop. Luister mooi vers 8, hy sê, wees nugter en waaksaam. Die woord van God waarsku vir my en vir jou, wat moet ek en jy doen wat kind van God is? Hy sê, wees nugter, wees waaksaam. Hoekom? Want die teestander, jou duiwel, die vyand, die man wat teen jou is, sê, hy is soos 'n brullende leeu, hy wil kom om jou te verslind, hy wil kom om jou te vernietig. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy staan vas in die woord van God, jy staan vas in jou geloof in Koning Jesus. Ek wil vandag vir jou sê, my boetie en my sussie, as jy vas staan in Koning Jesus, kan daai brullende leeu maar kom, want hy het vergeet van die leeu van Juda, hy het vergeet van daardie leeu, van die naam van Jesus Christus, wat hom klaar vermorsel het aan die kruis. Daarom wil ek vandag vir jou sê, my boetie en my sissa, prys die Here, hou vas. Kom ons kyk gou vers 9. Hy sê, hom moet julle teestaan. Hoor gou. Hom moet julle teestaan. Staan vastig in die geloof. Hoor wat sê in vers 9. Wat moet ek en jy doen? Hy sê, hom moet ons teestaan. Ek en jy moet die vyand kan teestaan. Hoe gaan ons dit doen? Met jou geloof in Koning Jesus, hy wat jy vashou aan hom en weet, ek is 'n ware wedergebore kind van God, ek is 'n volgeling van Jesus, die brullende leeu kan kom, maar die Here het gesê, ek moet waaksaam wees, hy sê, en nugter wees. Daarom bid ons, Here, gee ons 'n nuwe onderskeidingsgees, Here, gee ons nuwe wysheid, insig en kennis, Here, want ons het dit nodig in hierdie wêreld, want hierdie wêreld is lelik, hierdie wêreld wil kom om te steel. Maar ek wil vandag vir jou sê, my God het gesê, wees nugter, wees waaksaam. En dan sê hy, hou vas in vers 9, hou vas, staan vastig in die geloof, omdat julle weet, dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap, wat in die wêreld is. Die Here waarsku vir my en vir jou, die woord van God is so awesome, boeta sissa, jy is moedeloos.
Ag pastoor, jy sê dit elke dag. Ek weet ek sê dit elke dag. Ek kan dit nie genoeg vir jou benadruk dat ek wil sê vandag hier, wees nugter, wees waaksaam. Pas op vir die brullende leeu. Pas op dit wat jy toelaat in jou lewe, want dis daar die vyand wat kom om jou te kom steel en te kom verwoes. Dit wat jy toelaat in jou lewe. Daarom waarsku die woord van God vir my en vir jou. Wees nugter, wees waaksaam. En wat is die oplossing? Wat is die antwoord? Jy moet aan jou geloof in Koning Jesus vashou, want hy is jou enigste uitweg. As jy daai uitweg het, Sagaria 4 vers 6, nie deur krag en geweld nie, maar deur my gees sal die Here Jesus vir jou uitlei uit hierdie situasie uit, en hy sal vir jou vat na groener weivelde toe. Here, baie dankie vir hierdie awesome woord van vandag. Dankie vir hierdie woordjie wat U vir ons gegee het, Here, van wees waaksaam, wees nugter en hou vas aan my geloof. Here, dankie dat U alreeds die vyand oorwin het aan die kruis, Here. Dankie, Here, dat ons weet, Here, ons staan in U en U staan in ons. Dankie dat ons weet, Here, hy wat in ons leef is groter as hy wat in die wêreld is. Daarom erken ek vir hom wat in my leef en sy naam is Jesus Christus, Here. Here, ek sê vir U baie dankie vir hierdie awesome woord, dat U vir ons 'n waarskuwing gee van die vyand, Here. Maar Here, laat ons nugter sal wees, dat ons waaksaam sal wees, dat ons nuwe kennis sal wees, nuwe onderskeidingsgees gaan hê, Here, om te kan onderskei van die vyand wat ons in ons lewens toelaat, Here, want dis baie 99% laat ons dit self toe in ons lewens, Here. So Here, vergewe ons omdat ons sulke sondige mense is. Dankie, Here Jesus, dat U ons eerste lief gehad het, Vader. Daarom vra ek U vandag, Koning Jesus, lei U ons, maak ons toe onder U bloed, Here, en seël ons af met 'n kringvuur van die Heilige Gees.